Ok, as jy saam met my wil volg, ek is in jou handboek op bladsy 245 by die praktiese module aktiwiteit en ek is by 1B. Nou, hulle het gesê jy moet die sigblad grafieke oopmaak en dit bevat 2 werkblaaie. So ek is nou by die inskrywingswerkblad en hier gaan baie aan. Rarig, hier gaan baie aan. So, heel eerst in kolom A het ek my verskillende skole, in kolom B het ek die aantal belangstellings in skilder, teken, beeldhou, gemengde media en dan nou die totaal van elke skool en die totaal van elke afdeling. So hierheen is 'n bietjie triekie, maar dis okay, ons vat hom stap vir stap. So hulle sê heel eerste skep gepaste grafieke om die volgende inligting weer te gee of deur te gee. Die eerste bullet sê watter persentasie elke skool se inskrywings vir die skilderkategorie uitmaak van die totale aantal inskrywings vir hierdie kategorie. Ok, so dadelik as hulle vir jou sê persentasie, moet jy dadelik dink aan 'n sirkel. Ok, en hulle wil die skilderkategorie uitwerk, ok, van die totale aantal inskrywings. So, wanneer jy grafieke doen, moet jy nou natuurlik jou data selekteer wat jy wil gebruik. In hierdie geval gaan ons nie alles selekteer nie. Ons gaan selektief selekteer, as dit sin maak. Kyk, so julle nou mooi verduidelik hoe dit werk. Ok, so vir die begin, ons weet ons moet met die skole werk en dan moet ons met die skilder werk, as ook die totaal. So, baie maklik, jy kan sommer van hierdie wit spasie af begin selekteer, tot daar by skilder se laaste antwoord. En jy het in Word geleer hoe om sekere paragrawe te selekteer, of sekere sinne of woorde. So jy selekteer jou eerste stelletjie, dan hou jy Ctrl op jou keyboard in, en jy hou hom in en jy selekteer die totaal. Nou los ek Ctrl, ek los die muis, en ek gaan by Insert. Baie maklik, ons weet is persentasies, so ons klik op 'n pie chart, en vir die begin lyk hy so. Nou, jy sal sien, elke afdelingkie het 'n kleur, en die kleure word hier onder aangetoon, en ek gaan weer my handboek oopmaak. Ok, so nou moet jy hierdie grafiek bietjie groter trek, of wat ook al jy wil, en ons wil persentasies sien. Nou, op hierdie oomblik kan ek sien, ok, Oranje, dis Matsidi, Mokhadi, Art School, wat ook al, ek kan sien uit die meeste. Maar ek wil weet presies, wat is sy persentasie van kinders wat belangstel in skilder. So ek gaan op my grafiekse raampie klik, en jy sal sien hier vertoon 3 icons, heel bo regs op die grafiek. Ons gaan normaalweg by ons plussietjie werk, so ons plussie dui vir ons aan die chart elements, of grafiek elemente. Nou jy kan sien chart title is getik. Ok, ons het 'n opskrif. Jy weet in wiskunde is opskrifte baie belangrik. Ons het die legend, en die legend is hier die onderste gedeelte, wat vir jou aandui waarvoor elke liewe kleur staan. En data labels is nie getik nie. So die oomblik as ek data labels tik, sal jy sien, ok, nou gee hy vir my getalle. Maar ek weet nog steeds nie wat is die persentasie nie. Ja, ek kan oor hom hover en dan wys hy vir my. Ek wil nie oor hom hover nie, ek wil hierdie ding print. Dan kan ek nie met die muis oor hierdie papiertjie hover nie. So jy sal sien by data labels, wanneer jy oor hom hover, aan die regterkant kom daar 'n pyltjie. En hier is nou verskillende opsies wat jy kan draai. So dit dui vir jou aan waar jou data labels gaan kom. Nou, ek wil persentasie hê, so ek gaan dadelik na data callout toe. Ok, en daar wys hy vir my, cool. Daar kom my, ek wil amper sê tekstboksies met die persentasies en die skole se name aan die buitekant van die sirkel. In 'n toets of in 'n eksamen, hulle kan vir jou sê, skep 'n sirkelgrafiek, voeg data labels by on the inside end of the outside end of best fit of center of wat ook al. Nadat ek nou data callout geklik het, gee hy nou vir my die persentasie en dan kan ek nou kies waar al hierdie goedjies moet gaan. Vir eers more options, daar's 'n klomp goedjies. Daar's value, so hy gee vir jou die aantal en die persentasie. Ek wil net die persentasie hê in hierdie aktiwiteit.